Ons is besig met ons reeks, die van julle wat dit volg en die van julle wat dalk nou nie hier is of onlangs ingeskakel het. Ons is besig om vers vir vers deur Jona te werk en vanoggend is Pinkster. Vanoggend is Pinkster, so ek sit die twee saam. Julle gaan eintlik sien hoe wonderlik werk dit. Want op Pinkster is die 50ste dag na Paasfees. 10 dae na Hemelvaart. Dit is altyd dieselfde tyd, so jy kan dit uitwerk as jy wil. En Pinkster gaan eintlik oor die fees van die oeste, die fees van die oeste, wat hulle 'n fees gehad het by die tempel. Dis hoekom ook daar so baie mense by die tempel was op Pinksterdag, toe Petrus hulle die evangelie verkondig het, en op daardie dag is die Heilige Gees uitgestort vir die eerste keer op almal, nie net op 'n profeet of 'n koning soos in die Ou Testament nie, maar op alle vlees wat die Here Jesus aangeneem het op daardie dag. En daardie dag het 3000 mense tot bekering gekom. Nou die van julle wat vooruit gekyk het, sal weet ons is vanoggend by deel 7 en ons kom by die onderwerp van Ninive word gered. En ek is so verstom, eerlikwaar julle, toe ek nou deur my voorbereiding gaan en ek sien, maar Pinkster val met die bekering van die 3000 val op dieselfde dag wat ons die reeks doen oor Ninive wat tot bekering kom. Sê ek, Here, U is getrou. U het geweet, ek het dit nie in berekening gebring nie, maar U het. So dit werk vanoggend vir my baie goed uit. En vanoggend wil ek natuurlik, jy gaan dit optel. Ek gaan die hele tyd 'n parallel hê tussen Pinkster, tussen Ninive, maar tussen ons. So kry jou reg daarvoor en ek wil vanoggend met jou praat. Want dis so belangrik dat ek en jy die werking van die Heilige Gees in my lewe moet verstaan, want as ek dit verstaan, dan gaan ek weet ek kan in oorwinning oor sonde lewe. Ek kan, deur die werking van die Gees, kan ek vrug dra. Ek kan nie net nie, ek moet. Ek behoort, ek moet na my lewe kyk, en as my lewe vanoggend hier baie anders lyk as wat dit hierdie week lyk, dan beteken dit die Heilige Gees het nie volle beheer oor my lewe nie. As ek môre anders praat by die werk as wat ek vandag hier praat, en nou die dag toe keer een van die jong mense my voor en sê, maar wie het nou besluit vloektaal is vloektaal? Sê ek weet nie wie dit besluit nie, maar as jy dit nie in gebed kan gebruik nie, moet jy dit nie gebruik nie. Maar dit was 'n vinnige dink ene daai, want ek weet nie waar kom dit vandaan. So ek en jy met die vrug van die Gees hê, ek en jy moet die gawes van die Gees hê. Die Here wil jou deur die Heilige Gees toerus met gawes om te bedien. En daarom kry jy nie iets, daar is nie iets soos 'n gawelose Christen nie. As jy nie gawes het nie, is dit omdat jy nie die Gees het nie. En dan is jy verlore. En hierdie moet ons vir mekaar sê. Vanoggend wil ek jou uitdaag, want hierdie is nie 'n solo act nie. Hierdie is nie 'n one town horse. Wat is die ou wat altyd alleen, die cowboy wat alles alleen gaan, ek kan nie op sy naam kom nie. Lone Ranger. Christendom is nie 'n Lone Ranger. Ons moet dit saam doen. Dis hoekom die kerk hier is. Die Heilige Gees bekragtig die gemeente om die werk van die Here te doen. En dis hoekom ons hier is. En ons kan hierdie wêreld van ons omkeer. Ons kan. Jy kan jou werk vir Jesus beïnvloed en infiltreer. En jy moet. Jy kan die skool, die universiteit, jou huisgesin, jou familie, jou gemeenskap, jou buurt. Jy kan en ek en jy behoort dit te doen. Dis wat die Heilige Gees in ons lewe wil doen. Maar baie keer het ons so afgestomp geraak vir die Heilige Gees dat ek nie eers meer eintlik daaraan dink nie. En dis hoekom Pinkster so belangrik is dat ons osself moet terugvat na die werking van die Gees. So ek bid. Ons het dan donderdag aand dit gebid saam met Peer. Dankie Peer. Daar was 'n paar van julle wat Woensdag aan saam met my kom bid het, wat ons regtig gepleit het en met die Here gebid het. Here, stort die Gees weer opnuut uit soos wat Petrus hulle in Handelinge 4 beleef het nadat hulle gevangenes was en hulle met vrymoedigheid die werk van die Here gedoen het. So ek bid dat die Here, ek wil sê die gemeente, maar dit klink so ver. Ek bid dat die Here vir my en vir jou deur die Heilige Gees sal invloed gee om Jesus op so 'n manier bekend te maak waar ons is en dat ons nie sal skaam wees nie. John Knox het 'n mooi ding gesê. John Knox het eendag gebid en hy het so 'n las vir verlore siele gehad. Hy het so 'n las gehad dat die Heilige Gees se werk moet doen in Skotland, dat hy huilend op sy knieë gestaan het en gepleit het by die Here, Lord, give me Scotland or I'll die. En dat ek en jy daai dringendheid en passie sal hê om dit te doen. So dis waar ek vanoggend met jou wil praat. Ek wil 'n paar verse rondom die Heilige Gees deel en dan gaan ons teruggaan na Jona toe en dan gaan ons terugkom na Pinkster toe. Is julle gereed?
So julle weet wat ek vanoggend gaan doen. Verstaan julle wat ek gaan probeer doen vanoggend? So bly net by, haal diep asem. So Handelinge 1 vers 8 is natuurlik Jesus wat beloof het gaan kom en hy sê vir die disippels, julle sal wat ontvang? Hoekom is dit so dat jy partykeer sien dat gelowiges, hulle lyk altyd of hulle batterye pap is. Het julle dit al gesien? Wie van julle voel ook partykeer so, my batterye is uit 'n pap. En hier's wat Jesus sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En wat gaan julle doen? Wonderwerke. Dis wat julle gaan doen. Gaan julle sien baie keer sien ek die mense sê, ja, maar as die Heilige Gees op julle kom, doen julle wonderwerke. Dis nie die doel van die Heilige Gees nie. Die Heilige Gees se primêre doel is eerstens om my soos Jesus te maak en tweedens my om op God se agenda te kry. Nie om wonderwerke te doen of allerlei side shows nie. Dis om my op hierdie een trek te kry, op die Jesus trek. So hy sê, wat gaan julle doen? Julle gaan getuies wees. Nou, in hulle Jerusalem, ek wil nou nie jy moet Jerusalem toe gaan. Jy kan Jerusalem toe gaan, jy kan die evangelie, maar dis nie wat hierdie vers beteken vir ons nie. Dit beteken, jy gaan om jou 'n getuie wees. Met ander woorde, jou lewe gaan wys. En baie mense het getuig deur net te leef, om anders te lyk, en om vir die Here te leef. En mense gesê het, hoor jy gaan deur vervolging, is jy stupid. Los jou geloof, want jy kry swaar. Sê, ek sal dit nie doen nie. Maar Jesus is belangriker as my lewe. En dis vir die Heilige Gees doen. Handelinge 1 vers 8. Handelinge 2 Timoteus 1 vers 7. Die Gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar dit vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. Efesiërs 4 vers 13. Die volgende 2 verse is iets wat ek en jy op vanoggend aandag aan moet gee in my eie lewe, in my lewe. En ouens, ek wil nie vanoggend vir jou preek nie. Julle weet baie keer dan wil ek mos ook maar hier voorkom sit. Dan sê ek, okay, ek gaan preek, maar ek gaan hier sit sodat ek die boodskap self ook kan ontvang. Maar dit gaan 'n bietjie vreemd wees vir julle, so ek gaan dit maar nou nie doen nie. Maar hierdie vers weet ek bid dit self, moenie die Heilige Gees van God, want hy het julle as eiendom van God beseël met die oog op verlossingsdag. Wanneer die Heilige Gees my oortuig het van iets wat nie reg is in my lewe nie, en ek voeter voorde op daai pad, is ek besig om die Gees te bedroef. Die Heilige Gees is nie 'n force nie, dis nie 'n krag nie, dis nie 'n iets nie, dis 'n iemand. Dis 'n persoon. Die Heilige Gees is God self. En die woord leer ons, die Heilige Gees raak hartseer. Bedroef is eintlik 'n baie sterk woord, as jy dink daaroor. Die Heilige Gees raak hartseer, wanneer ek nie na hom luister nie. Wie van julle was rebelse tieners geweest, moeilike tieners? Kan jy onthou as jou ma gehuil het, oor wat jy aanvang? Wie van julle het oorweeg om te verander? Ek wil hê jy moet dit verstaan, dis God wat hartseer is oor my lewe. En dan natuurlik die volgende in 1 Tessalonisense 5 vers 19, moenie die werking van die Gees teëstaan nie. Nie in my lewe nie, nie by die kerk nie, en ook nie daar buite nie. Ek moet saam met die Heilige Gees werk. Dit is 'n paar verse, ek gaan die parallel hou tussen Pinkster en Ninive vanoggend, maar ek wil hê julle moet saam met my opstaan. Wian, is jy reg vir my? Kom ons staan op. Natuurlik as ons praat oor Ninive, dan praat ons oor Jona. As ons praat oor, dankie Tannie. As ons praat oor Pinkster, dan praat ons oor die Nuwe Testament en ons kry ons antwoord in die woord. En julle, dit is vir my 'n groot sekuriteit, want God se woord het nie verander nie. Amen. So kom ons praat saam. Dit is my Bybel. Ek is wat dit sê ek is. Ek het wat dit sê ek het. Ek kan doen wat dit sê ek kan doen. Met my mond bely ek, met my hart glo ek, dat Jesus die Here is. Amen, amen, baie dankie. Jy kan jou sitplek inneem, en ons gaan na Jona toe, Jona 3, en ons gaan saam lees vanaf vers 4. Jona 3 vanaf vers 4, en terwyl julle blaai, wil ek eers vir almal aanlyn sê, nou vanoggend skakel 'n hele gemeente aanlyn in. Jacobsbaai. Ek weet nie of dit Jacobsbaai gemeente, Jacobsbaai gesinskerk, ek weet nie, maar hulle skakel vanoggend in, so ek wil spesifiek vir Jacobsbaai. Kan ons vir hulle 'n handeklap gee? Sê welkom. Welkom vanoggend aanlyn. Dit is heerlik om julle ook aanlyn te hê. Jona 3 vanaf vers 4 tot 10. Jona 3 vanaf vers 4 tot 10 en Kenneth het laasweek die vorige gedeelte gedoen, sal nou daar praat. Ek lees vir julle. Jona het die stad ingegaan en 'n dag lank daar rondgestap en toe roep hy, nog net 40 dae en Ninive word verwoes. Die mense van Ninive het toe in God geglo en hulle het 'n dag aangekondig om te vas. Groot en klein het rouklere aangetrek. Nou ek wil net gou hê julle moet die verloop van sake hier volg. Hierdie mense hoor dit en hulle kom
onmiddellik tot bekering. Ons praat van soos in die straat. Hy stap daar, en dit vat 3 dae om deur Ninive te stap. Hy stap net een dag in, so hy's nog nie eens halfpad deur die stad nie. Hy roep net uit, hoor julle net 40 dae, dan gaan die Here julle straf, en hy loop uit. En daai mense wat dit hoor, nou hy het nou nie sy klanksysteem saamgevat daai dag, nie. So dis nie baie mense wat kan hoor nie, maar net daar kom daai mense tot geloof. En ek wil dit invoeg, die Heilige Gees oortuig hulle dat dit God se woord is. En hulle kom net daar tot bekering. Nou kyk wat gebeur daar. Die brug het toe ook by die koning uitgekom. Met ander woorde, hierdie mense kom in die straat, hulle kom net daar tot bekering. Net daar, en hulle sê, ek vas totdat die Here hierdie straf afroep. En dis nie iemand wat uitgaan na die koning en sê, koning, ek dink jy moet kennis neem hiervan nie. Dit versprei soos 'n veldbrand, dat die koning vra, ek gaan net dink, wat gaan nie aan? Wat gaan nou aan? Nee, hier was 'n profeet wat hier in een van die systraatjies rondgeloop het en hy het hierdie geskree. En die Here bekragtig sy woord ook in die koning se hart. En ons lees, die berig het ook by die koning van Ninive uitgekom. En hy het van sy troon af opgestaan en sy koningsklere uitgetrek, rouklere aangetrek en op 'n ashoop gaan sit. Hy het in Ninive laat proklameer, die koning en sy raadgewers beveel dat mens en dier, grootvee en kleinvee, aan niks mag proe nie, dat hulle niks mag eet en nie water mag drink nie. Mens en dier moet rouklere aan hê en die mens moet ernstig tot God roep en hulle van hulle verkeerde dade bekeer en berou hê oor die geweld wat hulle gepleeg het. Miskien sal God van sy plan verander en nie meer kwaad wees nie, dan sal ons nie omkom nie. Nou hier is die mooi woorde. Toe God sien wat hulle doen en hoe hulle bekeer en van hulle verkeerde dade, het hy afgesien van die ramp wat hy gesê het, hy oor hulle sal bring. En hy het nie die ramp gestuur nie. Jona 3 vanaf vers 4 tot 10. So, Ninive word gered. Die hele Ninive word gered. Dis 'n wonderwerk. Dis eintlik 'n kragtige werk. En ek wil hê jy moet weet, dit het nie net in Ninive gebeur nie, dit het nie net op Pinkster gebeur nie, dit gebeur vandag nog. Dis nou die deel waar jy moet sê, amen. Okay. Julle ouens, ons het 'n probleem. Kenneth het dit genoem en ons het dit al op 'n geleentheid genoem. 85.3% van almal wat in Suid-Afrika bly sê, "Wel, ek is ook 'n Christen. Ek is ook 'n Christen. Ek is ook 'n Christen." As jy jou vriende gaan vra, as jy 10 vriende gaan vra, wel ek hoop in die kringe waar jy beweeg sê al 10 van hulle is Christen. Ek hoop nie eintlik so nie, want miskien moet jy so 5 van hulle hê wat nie Christen is, maar ons lewe in 'n land waar die voorkeur kultuur Christendom is. Dis 'n kultuur. Dis 'n kultuur. Dis nie 'n verhouding met Jesus nie. Ons het groot geword. Wie van julle het in die kerk groot geword? Maar wie van julle was verlore terwyl jy in die kerk was? Okay, so ons sit in 'n kultuur waar dit goed en mooi en reg is om die Christelike houding te hê, kultuur te hê, maar dit beteken nie ek het 'n verhouding met Jesus nie. En ouens, ek is so versigtig as ek dit vanoggend sê en ek sê dit met soveel versigtigheid. Dit mag wees dat jy vanoggend hier sit en jy hang 'n Christelike kultuur aan, maar jy ken nie vir Jesus nie. Jy het nie werklike verhouding met Jesus nie. En vanoggend is dalk ook dan vir jou bedoel as 'n oproep om te sê, die Here wil nie ek moet die kultuur handhaaf nie. Hy wil ek moet 'n verhouding met hom hê. So dis waar ek vanoggend met jou wil praat. En vanoggend se tema het 'n ondertema van herlewing. En ek wil vanoggend 5 elemente met jou deel van wat moet gebeur in my hart, in ons hart en op buitekant vir herlewing om plaas te vind. En ek wil hê jy moet weet, dit begin hier. Herlewing is nie iets wat ons bid daar buite moet gebeur nie. Dis iets wat hier gebeur, maar dit moet heel eerste in my eie hart gebeur. In my eie hart moet ek 'n dringendheid hê. In my eie hart moet ek 'n diep begeerte hê om gehoorsaam te wees aan die Here. In my eie hart moet ek weer op my knieë gaan en sê, Here, ek wil U dien sonder verskoning. Here, ek wil hê U Heilige Gees moet my bevange neem dat ek 100% gehoorsaam aan U kan wees. So julle sien waarna ek gaan met vanoggend se boodskap. Nou, die eerste element van herlewing, en ek praat van persoonlike herlewing, is daar moet getrouheid wees in my lewe. Ek moet kan reageer op dit wat die Here vir my sê. Ek moet nie net sê, dis mooi woorde, ek hou van daai versie nie. Ek moet getrou wees aan die Here. Sien, iemand moet getrou wees vir Ninive om te hoor. Kom ons lees die verse. Jona 3 vanaf vers 3 tot 4. Toe maak Jona klaar en gaan na Ninive toe, soos die Here hom
beveel het. Jona het die stad ingegaan en toe roep hy, nog net 40 dae en Ninive word verwoes. So, nou Kenneth het baie mooi gepraat oor Jona se tweede kans. En baie van julle het goed reageer op daai tweede kans. En vir baie van ons was 'n tweede kans beteken dit, ja, die Here het my nie weggegooi nie. Ja, die Here red my nog steeds. Hy gee my 'n tweede kans om hom te dien. Maar partykeer het ons 'n tweede kans nodig om ons roeping ook aan te gryp. So Kenny, dankie vir daai boodskap van laasweek. So Jona kry 'n tweede kans. Wat doen hy met daai tweede kans? Hy gaan. Hy's getrou. Nou ek en jy weet, hy was nie so gewillig nie. Meer soos 'n kat wat 'n bad moet kry, as iemand wat nou baie bly is oor wat hy moet doen, maar hy gaan, hy is gehoorsaam. En vir die Heilige Gees, hoor nou mooi, vir die Heilige Gees om my te kan gebruik, moet ek getrou en gehoorsaam wees aan die woord. Sien, baie keer dan sal ek hoor mense sê, ja, maar die Heilige Gees lei my, en asof die woord en die Heilige Gees twee aparte goed is. Sê gou vir my, ek het julle al hierdie ding gesê, maar sê gou vir my, die swaard van die, in die wapenrusting, die swaard van die Gees, julle al gehoor, die swaard van die Gees is die woord van God. Ek kan nie die woord en die Gees losmaak van mekaar nie. Ek kan nie sê ek is gehoorsaam in die Gees, maar ek is nie gehoorsaam in die woord nie. Andersom ook, die oomblik wanneer ek 'n vers hoor, maak God se Gees dit waar in my hart, en dan moet ek dit doen. Ek kan nie dit hoor en nie doen nie. En dis wat hier gebeur. Jona het die woord van God gehoor, en hy was getrou, en hy was gehoorsaam. En hier is die ding vir my en jou, ek moet opdaag. Ek moet opdaag. Ek moet gehoorsaam wees. En die belangrike punt wat ek 'n paar keer vanoggend wil maak, is wat ek op Hemelvaart ook gemaak het. So Jona moet gaan vir Ninive om te hoor. As Jona nie gaan nie, gaan Ninive nie hoor nie. Julle het dit, nê? So iemand moet gaan vir ons wêreld om te hoor. Wie van julle het 'n ongeredde familielid? Wie van julle het mense by die werk wat ongered is? Wie van julle het by die skool, by die universiteit ongeredde mense? OK. Dink jy ek gaan ooit by daai mense uitkom? Besef jy is dalk daai persoon se enigste en laaste kans. Daar's mense in my lewe, en dit is nie om die Engels sê jou te guilt trip nie, is glad nie, maar dis om vir jou te wys dat vir jou en vir my om te dink die predikant moet alles doen, is 'n baie slegte ewigheidsstrategie. Dis 'n baie slegte ewigheidsstrategie. So hier's die ding. Almal gaan nie, maar almal moet. Niemand mag. OK, hier is die ding. Nie almal is sendelinge nie. I get that. Nie almal is predikante en staan nie voor in preek nie. En jy kan dalk vir my sê, hoorie, ek is te skaam. Maar ouens, wat is die groter prys om te betaal? Ek is skaam, ek kan nie met mense praat oor Jesus nie. Maar ek kan met hulle praat oor rugby. Ek is te skaam, ek kan nie met mense praat oor Jesus nie. Maar ek kan met hulle praat oor Iran en Irak, ek weet nie, oorlog of wat ook al. Ek kan met hulle praat, ek kan my opinie lig oor Donald Trump. Maar ek kan oor Julius Malema, moenie eens begin nie. OK, oor hom kan ek baie te sê. Sien julle, hier's 'n fout. Hier's 'n fout. Iewers het iemand vir my gelieg, dat vir my te sê, dis OK dat ek oor enige iets kan praat, maar ek kan nie oor Jesus praat nie. Iewers is ek bedrieg. So ja, dit is so, nie almal gaan predikante word nie. Maar as ek stil bly oor die evangelie, terwyl ek praat oor ander goed, dan is ek besig om die Gees van God te bedroef. So, almal gaan nie alles doen nie. Ek het dit. Nie almal gaan evangeliste wees. Nie almal gaan met die Gideons Bybelse uitdeel iewers in Lesotho nie. Ek het dit. Maar as ek teenoor 'n familielid nie moeite doen om daai persoon by Jesus uit te kry, terwyl ek kan sien, dan is ek besig om daai persoon hel toe te stuur sonder om iets te doen. En ek stel dit erg, maar die Heilige Gees moet iets in ons harte aanwakker. OK, so dis nommer 1. Element nommer 2, so dit was getrouheid. Element nommer 2 van herlewing is geloof. In Jona 3 vers 5 lees ons, die mense van Ninive het toe in God geglo en hulle het 'n dag aangekondig om te vas. Groot en klein het rouklere aangetrek. Nou, ek en jy weet, Jona het 'n verskriklike, halfhartige poging aangewend. Nou, ek wil nie hê enigiemand moet 'n halfhartige poging aanwend nie, maar ek wil liewer hê ek en jy moet 'n halfhartige poging aanwend as geen poging nie. Stem julle saam?
Maar dit klink nou nie regtig soos iets om oor opgewonde te raak nie. Maar ons moet net probeer, ons moet iets probeer doen. Wat wonderlik is, die Here kan 'n reguit hou slaan met 'n skewe stok. Dit het ons reg deur Jonah vir mekaar die hele tyd gesê. En hier's die ding, die woord van die Here het krag. Was Jonah gewillig om die woord van die Here te bring? Nee, maar wat het gebeur toe hy dit bring? Die mense het onmiddellik tot bekering gekom. Kan Jonah krediet kry daarvoor? Absoluut nie. So wat ek en jy moet verstaan is, daar's krag in die woord van die Here. Daar's krag. Elke keer wanneer jy 'n vers deel, elke keer wanneer jy Jesus deel, gee jy iets vir die Heilige Gees om iets daarmee te doen. Ek gaan dit nou verdedig uit die Bybel uit, moenie worry nie. So die woord handel op die einde van die dag oor die Here Jesus. Wanneer ek oor Jesus praat, uit die woord uit, gee dit die Heilige Gees kans om geloof op te wek in iemand se hart. Sien julle hoe dit werk? Jy dink maar Johan, is dit waar? Ek gaan dit nou vir julle verduidelik. Jonah doen eintlik bitter min. Jy weet, hy het nie 'n advertensie in die koerant gaan sit in die Nineveh Times nie. Hy het nie advertensie gedoen. Hy het niks gedoen. Hy het min gedoen. Hy het nie niks gedoen. Hy het min gedoen. Hy het darm iets gedoen, maar uiteindelik bitter min gedoen. Al wat hy gesê het is nog 40 dae. Ek kan net indink, snap jy? Nog 40 dae en julle is gone. Bye. Dis wat hy gedoen het. Maar omdat hy die woord gebring het wat die Here vir hom gegee het, bekeer hulle almal. Sien julle die krag van God se woord? Julle, ek moet nou so versigtig wees om nie my slides vooruit te hardloop nie, want ek het 'n paar belangrike goed om te sê. Maar hier's die ding wat ek wil hê jy moet doen. En as jy iets wil neerskryf, dan moet jy hierdie neerskryf. Die Here kan so baie met so 'n bietjie doen. Die Here kan so baie. Dis kom as die Here my net vir oggend kan help, dat ek jou net daai stampie kan gee om te sê, wat ook al jy doen, moet net nie niks doen in die koninkryk nie. Moet net nie niks doen nie. Doen iets. Be out there. Romeine 10:17, hier is die vers, wat ek wag vir hom, hier is hy nou. Romeine 10:17, ek haal dit vir julle die 2020 vertaling, sê, die geloof kom dus deur die, aanhoor, kom ons gebruik nou die Afrikaanse woord, want ons praat nie so nie, maar geloof kom deur dat iemand dit hoor. Wat hoor hulle? Wat hulle hoor, kom deur die verkondiging van Christus. Met ander woorde, wanneer kom geloof? Wanneer iemand dit hoor. Wanneer iemand dit hoor. Ek hoef nie mense te oortuig met slim praatjies nie. Ek sal dit nooit kan doen nie. Ek sal stadig uit die blokke uit. Maar dis nie ek wat mense hoef te oortuig nie. Dis die Heilige Gees se werk. My werk is net om getrou te wees en my mond oop te maak. Die Here kan so baie met so bietjie doen. Ek moet net iewers wees. So, ons kan eintlik so baie doen. Weet julle, ons het vir mekaar gesê, almal gaan nie, maar almal moet. Niemand mag. Okay, julle het dit. Almal van ons het nie dieselfde bediening nie. Waar is ons groetspan? Steek op die hande. Waar is ons groetspan? Steek op die hande. Ons groetspan? Hier's net een vanoggend. O, hier's 'n paar ander ook. Okay, waar is mense wat betrokke is by die sonneskool? Steek op die hande. Ek wil net gesien. Sonneskool, kinderkerk, jeug, alles. Okay? Wie is die selleiers vanoggend hier? Steek op die hande. Selleiers. Wie is daar wat buitekant sendingwerk doen op een of ander manier? Jy verkondig die woord daar iewers daar buitekant. Okay? Daar's 'n paar van julle ook. Okay? Wie van julle is betrokke by berading op een of ander vorm? Hoorie, ek maak nou 'n punt dat iemand hulle hand iewers moet. Wie is betrokke by die koffietafel? Julle, hier's 'n paar van julle wat double, triple posisies het. Hier's wat ek probeer sê is, wanneer jy Efesiërs 5:11 lees, dan praat dit van, daar's 5 bedieningsgroeperinge. Almal gaan nie oral betrokke wees nie, maar almal moet iewers ingeskakel wees. En ek pleit vanoggend by jou. Ek pleit vanoggend namens die Here by jou. As jy niks doen nie, dan is dit nou tyd. Dan is dit nou tyd om van jou stoel af te kom en te sê, Here, ek moet daarom iets doen. Ek moet daarom iets doen. So wanneer ek en jy Jesus deel, op watter manier dit ook al is, dan begin lewens verander. Ek kort net 'n bietjie vertroue, en jy kort net 'n bietjie vertroue in Jesus. Ons het te veel vertroue of onvertroue in onsself. Nee, maar ek kan nie. Weet jy wat, wie van julle voel ek kan nie? Wie van julle is daar? Wie van julle, ek kan dit net nie doen nie. Maar ek steek my hand op. Ek sê dit hier omdat die Here my oortuig het ek moet hier wees. Ja, ek kan nie hierdie werk doen nie. En as jy op 'n goeie plek, want dis hoe minder, baie keer, as jy dink jy kan, staan jy net in die pad van die Here se werk. So dis okay as jy nie kan nie. Want dis nie jy wat die werk moet doen nie. Jy moet net getrou wees. Kry 'n bietjie vertroue, nie in jouself nie, maar in Jesus. Kry 'n bietjie vertroue in die woord van God. Kry 'n bietjie vertroue dat die Heilige Gees die werk gaan doen. Kom ek sê gou vir jou, maar ek sê predikant nie. Ja, dis 'n probleem. As almal tog nou predikante was,
Kan julle dink hoe goeie wêreld sou hierdie gewees het, nê? Ek dink julle almal moet julle werke los en predik. Hoorie, almal kan nie predik. My werk is net om jou uit te daag om die werk te doen. Dis 'n lekker werk, dink julle nie? Hier is die ding. Die Here kies Petrus. Julle dink aan Petrus, aan die man wat hierdie kerk in Jerusalem bestuur. Nee, jy moet Petrus sien as 'n visserman wat half en half ongeletterd is. En die Here gebruik hom. As die Here hom kan gebruik, kan die Here my en kan hy jou gebruik. Het julle dit? OK. Die derde element van herlewing is bekering. Dis bekering. Jona 3 vers 8 sê die mens en dier, sê die koning, moet rouklere aan hê. En die mense moet ernstig tot God roep en hulle van hulle verkeerde dade bekeer. Nou Kenneth het laasweek mooi verduidelik wat is die wrede goed wat hulle aangevang het. Maar ek het nou reeds genoem, dit moes wonderlik wees, nê? Nee? Dit moes wonderlik wees om te sien hoe hierdie mense in die straat tot bekering kom. En net al besluit, ek gaan niks eet of drink totdat die Here daai straf nie herroep nie. Ek gaan niks eet of drink. Ek gaan nou in sak en as bekeer. Dit moes 'n wonderlike, selfs die koning bekeer. Julle, dis nie net die koning besluit toe, nee, selfs die beeste en skape. Hulle gaan ook bekeer daai dag. Hulle mag ook niks eet en drink nie en hulle moet ook rouklere aantrek. Ek probeer net dink hoe sou dit gelyk het. Maar ek moet sê daai beeste is uit proporsie uitgroot. Hier is die ding. Die Here wil vandag nog werk doen. Hierdie stories, Jona is nie opgeteken vir ons as geskiedkundige ding om te sê, daar's Jona, dis 'n mooi storie, kom ons vertel vir ons kinders om hulle in slaap te kry, dat ons hulle daarmee die Bybel in die slaap maak nie. Hoor, ons moenie dit doen nie, okay? Dis verkeerd. Jona is eintlik opgeteken om ons vandag as kerk toe te rus om te wys wat kan die Here doen? Wat kan die Here deur jou doen wanneer ek gehoorsaam is? Want wat kan die Here deur ons as gemeente doen wanneer ons sê, hoorie, ek kan nie passief wees nie. Een van ons gemeentelede het so 'n kantoor. Wat as jy so in sy kantoor staan en kyk jy so oor Tafelberg uit. Hierdie prentjie het my so laat dink aan die idee dat die Here red vandag nog slawe en konings. Partykeer moet ek net my eie onvermoë vir die Here gee en dit nie as 'n verskoning gebruik hoekom ek nie iets doen nie. As jy dit kan, die Engelse woord is embrace, dat dit is nie jy wat die mense moet red nie. Dis nie ek nie, ons moet net getrou wees. Dan kan die Heilige Gees die werk doen. Ek moet glo in die krag van die woord. Ek moet glo dat daar krag is in die verkondiging van Jesus. En dat ek 'n invloed kan hê. Almal gaan nie op 'n kansel staan nie, ek het dit. Almal gaan nie sendingwerk doen nie, ek het dit. Almal gaan nie Japan toe gaan en Japan leer praat. En die evangelie, ek het dit. Maar luister, ek kan nie staan en kyk hoe 'n familielid wat verlore is verder verlore gaan nie. En niks doen nie. Stem julle saam? So, daar's krag in bekering en dalk sit ek vanoggend hier en ons het begin daarmee. Dalk sit jy vanoggend hierso en jy luister na hierdie en jy sê, maar ek is besig om 'n kultuur van Christendom te leef, maar ek het nie self 'n verhouding met Jesus nie. Want ek het voorreg vanoggend om jou op te roep om te sê, bekeer jou tot die Here Jesus. Neem hom aan, gryp hom aan. OK, element nommer 4 van herlewing is lewensverandering. Dis die bewys van bekering op die einde van die dag. Ons lees in Jona 3 vers 8, die mens moet ernstig tot God roep en hulle van hulle verkeerde dade bekeer en berou hê oor die geweld wat hulle gepleeg het. Nou per definisie beteken dit hulle gaan daarvan afsien. Stem julle saam? Hulle gaan nie verder gaan op daai pad nie. Bekering en lewensverandering loop hand in hand. Ek kan nie my bekeer en aangaan met my ou lewe nie. En ouens, hier is 'n belangrike ding. Kom ons praat oor ons. Kom ons praat oor die wêreld nie, want ek dink ons kan saamstem dat hierdie wêreld van ons, hierdie Suid-Afrika van ons, hierdie parlement van ons, ek weet nie, jy kan nou enige ding daar invoeg, die mense by my werk, ons kan saamstem dat die mense wat nie Jesus ken nie, het werklik bekering nodig. Maar die vraag wat ek my vanoggend moet vra is dit nie dalk ek nie? Lyk my lewe, lyk die manier, die woorde wat by my mond uitkom, die manier hoe ek my vrou of my man behandel, die manier hoe ek optree, Vrydag aand saam met die manne of saam met die vroue wanneer ons braai, lyk dit soos Jesus? Lyk dit soos iemand wat werklik tot bekering gekom het? 'n boom word geken aan sy
vrugte. En dan moet ek vir die Here sê, Here, hier's 'n fout. Ek moet dit regstel, want ek kan nie na die wêreld toe gaan, maar ek doen dieselfde goed nie. Ek kan nie vir die wêreld sê, hoor, julle moet julle laat red, maar eintlik is ek net so verlore nie. So, lewensverandering is belangrik en dit wys altyd in my lewe. My verhouding met Jesus sal altyd uitslaan en dit sal altyd kristalliseer. Dit sal altyd deurslag gee in my lewe, dit sal altyd in my huwelik wys, dit sal altyd by my werk wys, dit sal altyd in my verhoudings wys. Dit sal altyd. En hoorie, wanneer jy toets dit môreoggend, gaan na iemand toe by die werk. Ek gaan sê vir hom, hoorie, ek wil vir jou sê, ek is lief vir Jesus. En as hy enigstens geskok is, dan moet jy weet, daar's werk om te doen. As iemand sê, wat? Dis 'n grappietjie, hoor, maar daar's baie erns daarin. As iemand net kyk en sê, wat? Jy is Christen? Dan moet jy weet, jou oggend en aand praatjie kom nie oor een nie. Dan moet daar bekering wees. Dit wys in my lewe. Mense moet weet, as mense nie weet ek is 'n kind van die Here nie, dan wys dit nie in my lewe nie. En hierdie is belangrik. So my hart lyk anders. My hart is anders. Ek is so klaar met die ou lewe. En ouens, dit beteken nie ek's perfek nie. Paulus sê, ek sê nie dat ek dit alles al het nie. Ek wat Johannes het nie alles nie. Ek streef daarna en partykeer dan mors ek dit op met my vrou en dan moet ek gaan jammer sê. Maar sy is gelukkig baie gracious. Ek is dankbaar daarvoor. Maar so ek is nie perfek nie, maar dis my strewe is om meer en meer soos Jesus. Ek's klaar met die ou lewe. Ek's klaar, daar's 'n lied in my hart. Wanneer ek my oë toe maak en ek maak my hart stil, dan is daar 'n lied in my hart. Want ek weet Jesus is in my lewe. Wie kan amen sê daar? Okay? Ek het 'n rede om voor te lewe. Ek het 'n roeping. Ek het hierdie dinge in my lewe en hier's die groot ding van 'n kind van die Here. Dit is altyd aansteeklik. Dis wat met Jonah gebeur het. Toe hy gepreek het, hoe het die woord by die koning uitgekom? Okay, sê, kom ons vat Pinkster. Hoe? Nou klink dit soos 'n uil. Hoe die Joodse raad besef die moeilikheid? Want hulle het gesien die mensheid verander en hulle is vol vreugde en dit het hulle vooruit gegaan en dit het aangesteek soos 'n wille veldbrand. Dis wat in ons lewens moet gebeur. En ouens, dalk sukkel jy 'n bietjie en dalk sukkel jy om die vreugde van die Here uit te lewe en dalk is jy nie 'n baie aansteeklike persoon nie. Al wat mense by jou kry is griep in die winter. Maar ouens, hulle moet aansteek by jou. Hulle moet Jesus by jou kry. Okay, so, Kenneth, julle kan vorentoe kom, ek sluit af. Element nommer 5 van herlewing, en hiermee wil ek afsluit, daar's genade. Dit voel vir my partykeer, dis die een ding wat ons kort in ons lewe, en ons gaan in die volgende paar weke kyk na Jonah, wat dit nie gehad het nie. Ons kort die Here se genade. Maar hier is die realiteit, Jesus wil genade deur jou verander wys. Hoor God se hart in Jonah 3 vers 10. Dit sê, toe God sien wat hulle doen en hoe hulle bekeer van hulle verkeerde dade, het hy afgesien van die ramp wat hy gesê het, hy sal oor hulle bring. Dan moet 'n ding in my hart vanoggend gebeur wat ek sê, Here, laat my na mense kyk soos Jesus na hulle kyk. Vanoggend moet ek eintlik deur die Heilige Gees, ek moet eintlik vanoggend vra dat die Heilige Gees my so in besit sal neem. Want julle, kom ek wees eerlik met julle, ek is kwaad. Ek is kwaad dat die konstitusionele hof Kiel de Boer goedgekeur het. Ek is kwaad daaroor. En ek het niks in my hart, in my vleeslike hart goed te sê oor die spesifieke politieke party wat daar. En as ek aan my vlees toegee, dan sal ek daardie mense wil hel toe stuur. As ek sou bid uit my vlees het, sal ek gesê het, Here, straf hulle. Wanneer ek dink aan mense wat, ek weet nie hoe hulle soveel geld kry om in hulle banke weg te steek nie, maar wanneer ek dink aan hulle, dan wens ek so, hulle word gestraf en hulle word tronk toe gestuur. En dan dink ek aan God se hart en dan dink ek, ja, dis presies wat Jonah gedoen het. Jonah het gepreek, maar hy het so gehoop hulle bekeer nie. Hy het so gehoop die Here gaan hulle nog steeds straf. En ek moet my hart vanoggend ondersoek om te sê, aan wie behoort my hart? Behoort dit aan my vlees? Of behoort dit vanoggend aan die Heilige Gees? Want ouens, dis eintlik waar herlewing, dis die punt waar herlewing begin, waar ek sê, ek kyk na hierdie mense en die oes is groot, maar die arbeiders is min en
die bietjie arbeiders wat daar is so vasgevang in hulle eie vlees, dat hulle nie God se genade kan wys of bid nie. En dat ek my hart sal verander en vanoggend sal sê, Here, kom maak my hart nuut deur die Gees. Kom gee my 'n hart wat sensitief is vir die Heilige Gees. Kom gee my 'n hart wat klop soos Jesus se hart klop. Here, kom gee my vanoggend. Nee, hier's die ding wat ek vanoggend vir jou wil bid. Beteken ek vra nie vanoggend van jou om uit te gaan en Bybels te versprei nie. Dalk lê die Here dit op jou hart, dalk is dit jou roeping, dan moet jy dit doen. Maar hier's wat ek vanoggend van jou vra is. Doen iets. Daag op en kom doen iets. Die Here kan iets gebruik, maar as ek niks doen nie, kan die Here niks daarmee doen nie. Kom doen iets. Ek wil vir jou bid, en as jy vanoggend hierdie behoefte het om te sê, Here, my hart is nie altyd waar U dit wil hê nie. Maar kom vanoggend, kom bring herlewing in my hart. Kom verander vanoggend my hart, dat die Heilige Gees die laaste sê het. Kom gee my 'n sensitiwiteit vir die Heilige Gees, dat ek die dinge sal sien soos wat U dit sien, en die opdragte sal uitvoer wat U vir my gee, in die oomblik wanneer U dit vir my gee. En U nie sal weerstaan nie, nie die Gees sal weerstaan nie, nie die Heilige Gees sal bedroef nie, maar gehoorsaam sal wees. Ek wil vir jou bid, Vader, ons is vanoggend hierso. En ek kom bely, Here, ek bely dit. Baie keer is dit my 'n wroging en moet ek doelbewus opnuut weer bekeer en sê my hart behoort nie voluit aan U nie, daar's nie genade nie, daar's nie Gees daar nie. Maar Here, vanoggend op Pinksterdag wil ek kom pleit by U vir 'n nuwe uitstorting van die Gees op ons gemeente. Dat ons die vlees sal oorwin en nie in die hand van die vlees sal speel nie, maar 'n sensitiwiteit vir die Heilige Gees sal hê. Dat U ons lewe so sal verander, dat ons aansteeklik sal wees. Here, met Jesus, en Jesus sal uitdra. En daar waar ons kom, Here, dat ons nie in ons eie tekortkominge sal vaskyk nie, maar sal rus in die krag wat die Heilige Gees vir ons gee. As jy vanoggend sê, ek is klaar met 'n hart van vlees, ek wil hê die Gees moet die laaste sê in my lewe hê, wil ek hê jy moet opstaan as 'n teken. En dan moet jy hierdie gebed saam met my bid. Jy kan nou opstaan as jy wil opstaan en sê, Here, dis ek. Ek wil nie dat die vlees die laaste sê nie. Ek wil hê U Gees moet die laaste sê in my lewe, en dan bid jy hierdie gebed. Here, kom vergewe my. Kom vergewe my nadat ek weet wat U hart sê. As ek soms nog gehoorsaam in my eie vlees. Maar kom herleef my hart. Vader, kom sit die Gees weer in my hart. Kom maak soos Petrus in Handelinge 4, Here, kom stort die Gees weer opnuut op my uit. Ek wil nie bid vanoggend vir iemand anders nie. Natuurlik wil ek bid vir hulle ook. Maar Here, ek wil vra, kom begin by my. Kom begin by my. Kom begin by my wat Johannes, Here. En verander my hart, dat ek gehoorsaam sal wees in die Gees. Ons bid dit in Jesus naam. En die kinders van die Here sê, Amen.